Ek bid werklik dat die Here vir ons die waarheid van hierdie boodskap oopmaak, van die sewende man. Dat dit 'n rema in ons gees sal word. En ons gaan net weer Johannes 4 gou lees, en dan gaan ons daaruit 'n paar dinge gou praat. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het, dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe in 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein, dis 'n baie belangrike sleutel, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis sommer, in ons Bybel sê, by die fontein gaan sit. Die oorspronklike taal sê, dit uit bo op die fontein gaan sit. Dit lyk so asof dit so, ek weet nou nie presies hoe daai goeters gelyk het nie, maar hy kon bo op die fontein gaan sit. Met ander woorde, hy het hom afgeseel. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Baie belangrik, Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Met ander woorde, hy vra van haar iets. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Johannes 4. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Ek wil hê dat julle moet oplet hoe dat Jesus met hierdie vrou praat. Dit is so prakties. Hy konfronteer haar nie direk met sy openbaringskennis wat hy later vir haar meedeel van haar sondige lewe, byvoorbeeld glad nie. Hy bou met haar eers verhouding, en dit is baie belangrik. En hy vra vir haar water, en toe kom het uit dat hy eintlik vir haar wil water gee. Nou vers 11 sê, die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water, dis nou die put van Jakob, se water drink, sal weer dors kry. Kan ons dit verstaan? Dis baie belangrik, né? Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nou let tog op hoe belangrik. Jy moet eers drink voordat dit iets word. Vers 14, kom ons kyk dan. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, met ander woorde, daar moet deelname wees aan dit wat Jesus aanbied, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Nou is daar iets wat uit jou uitkom nadat jy gedrink het. Nou, die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te skep nie. Kan ons nou sien weer eens die verwysing na die water wat Jesus gee en die water wat sy by die put kry. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, let op daai woorde, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Nou,
Net vlugtig by wyse van herinnering of inleiding nou weer, kom ons kyk, waarvan is water 'n tipe, sê vir my? Water in die Bybel is 'n tipe van lewe, die Heilige Gees, en daai lewe is eintlik die ewige lewe, en met ander woorde, dit spreek van lewe. Water bring lewe. Water, sonder water kan 'n mens nie aangaan nie. 'n Swaar van my, wat 'n groot boer is, van wie julle ook al gebid het, wat ek onlangs by was op die plaas, toe ons daai huweliksprobleem aangespreek het daarsom, en terloops, dankie vir julle gebede, die Here het daar 'n ommekeer begin bewerk, ons sê vir Vader baie dankie. Hy het vir my een keer gesê, toe dit so baie droog is, en toe dink ons aan die jare terug, van julle onthou seker toe in Wes-Transvaal die geweldige oorstromings was, en die goed so versuip het, toe sê ek vir hom, Henny, die nat en die droog, wat sou jy sê is die beste? Toe sê hy, 'n nat misoes is beter as 'n droë misoes, want as dit reën, lewe, daar's gras, die bome, alles, hy sê al versuip die mielies, maar daar's daarom nog 'n baie beter situasie as wat dit droog is, want dan is daar niks nie. So water is 'n tipe van lewe. Ons moet water hê. Nou, 'n put is die plek waaruit die water in die Bybel kom. Kyk, vandag het ons 'n kraan. Nou mag het dalk met ons gaan soos met die seentjie wat nie wil melk drink op die plaas nie, want hy wil die melk uit die bottel hê. Jy sien, hy kan nou nie verstaan, die melk kom uit die speen uit en dan gaan dit bottel toe nie. Nou, ons vandag het 'n probleem met water en put. Wie van julle ken nog 'n put? In die terme van die werklike put, nee, of dan 'n boorgat. En 'n put is dus die plek waaruit die water kom. Waaruit die water kom. Goed. Dan het ons Jakob. Dis die put van Jakob. Jakob beteken wat? Wie onthou wat het Jakob, wat beteken die naam Jakob? Daar sy, bedrieër. Dis wat het beteken, bedrieër. Dit dui op die ou natuur. Die ou natuur. Dis 'n simbool van die ou natuur. Die ou natuur. Ou natuur. Nou sien ons die vroukie moes by herhaling terugkom om by die put te kom skep. Met ander woorde, die bron is nie van so 'n aard dat as jy een keer gedrink het, word jy nie weer dors nie. Ook is die bron nie van so 'n geaardheid dat as jy een keer gedrink het, word dit in jou 'n bron wat opspring en voortdurend jou voed nie. Kan ons dit sien? Die ou natuur, en by ou natuur wil ek eintlik nie net die menslikheid insluit nie, want Jakob het by Bethel met God ontmoet. Hy slaap daar, die Here, die engele daal neer op die leer op en af. Jakob het eintlik baie ervarings, met die Here gehad, voor sy naam na Israel verander is. Met ander woorde, as ek sê ou natuur, wil ek het meer omvattend maak as te dink net sonde. Ek wil ons moet sien, dis jou totale godsdienstige belewenis. Dis belangrik, dis jou godsdienstige belewenis, en dan jou mens wees. Godsdienstige belewenis, en jou mens wees. En jou mens wees. En nou gaan julle baie mooi verstaan, kom ons is eerlik, hoeveel keer moes ons maar weer by die Here kom, en dan voel jy getap, jy voel gedreineer, jy voel leeg, jy het weer 'n aanraking nodig. Hoeveel keer kom mense, dan sê hulle, bid vir my, asseblief. 'n man bel my maandag aan, toe ek in die bidkamer kom, en Trigard Sondag aan, toes daar een oukie wat toe al kniel en bid, en terwyl ek begin bid, hoor ek hoe bid hy, hoe soek hy die aangesig van die Here, en hy bid 3/4 uur wat hy daar saam met my bid, en baie ander mense toe ingekom, en toe ek met die mense begin praat en vir hulle bedien, toe roep ek hom uit na sy vroukie, en ek gee vir hulle 'n woord, en hy bel my maandag aan, die Here wys vir my duidelik die tornado wat oor sy lewe gekom het, en wat baie katastrofiese gevolge gehad het, en ek praat met sy vroukie en ek bedien hom, en hy bel, hy sê vir my, pastoor, 2 jaar terug, het ons alles wat ons gehad het verloor.
Hy sê, ons het uitgestap, ons het in 'n karavaan gebly, daar is 'n seentjie wat 'n mamma soek, ons het in 'n karavaan gebly, ons het net mooi niks, maar niks gehad nie. En hy sê, maar nou het ons alweer, die Here het ons gehelp, en hy sê, ons soek net 'n aanraking van die Here. En so ken ons almal hy ding, ek soek 'n aanraking van die Here. En ek dink nie ons sal dit ooit verloor, tot ons in sy volle heerlikheid staan nie. Maar, as ons van aanraking tot aanraking leef, het ons 'n probleem. Verstaan julle die verskil, nee? As ons van diens tot diens leef, of van besoekende predikant tot besoekende predikant, dis dan wanneer ons 'n probleem het. Kyk, ons moet met die lewende water wat in ons 'n fontein word, dan moet 'n bron in ons kom, wat ons voed, of ons alleen is, of ons in die motor is, in die kombuis is, in die badkamer is, of in 'n groep is, maak nie saak waar nie, daar word iets in jou wakker gemaak, en dit begin jou, it sustains you, die Engels het 'n baie mooi woord, it sustains you, dit dra jou, dit help jou, en dit voed jou, en dit is wat ek probeer sê. Nou het ek verlede keer, toe ons hieroor gepraat het, vir die mense die volgende gesê, hier het ons nou die put van Jakob in die grond in, kom ons maak dit nou die grond daarso, en hier is nou die water in die put van Jakob, die put van Jakob. Dis die bron wat ons hier het, daar die bron. En toe wat gebeur? Hier kom Jesus, en hy kom neem plaas bo op daardie put. Nou, wat maak dit so betekenisvol dat Jesus bo op die put van Jakob kom sit? Blaai gou julle Bybels net weer na Jeremia 2 en vers 13, dan kyk ons net gou na iets daar. Wat die profeet Jeremia van God sê, Jeremia 2 vers 13, of van die Godheid sê. As ons net hierdie eerste gedeelte van hierdie boodskap snap, verandert ons lewens al heeltemal, en ek dank Vader, dat deur sy gees breek hy dit vir ons oop. Hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen, my, die fontein van lewende water. In ander woorde, God verwys na homself as 'n wat? 'n fontein. Met ander woorde, die bron van lewe. Die bron van lewe. Kan ons sien dat bo op die put van Jakob, wat heen wys na die ou natuur, die godsdienstige natuur, kom neem die fontein van lewende water plaas. Kan ons dit sien? Met ander woorde, wat vind ons nou hier? Die fontein van lewende water seël die ou natuur af. Daardie bron word afgeseël, want hy neem bo op hom plaas. Hy seël hom dus af. En as jy nou 'n vroukie is, wat gewoond is om by hierdie put te kom water skep, en jy's gewoond om te drink vanuit hierdie bron, en jy kom hier, kan jy nie meer skep uit die ou bron nie, want boop die put sit die ware bron, die lewende bron, die ewige fontein van lewende water, Kan ek julle 'n vraag vra, wie van julle sal dit geniet om voortdurend net gevoed te word deur die fontein van lewende water? Dit sal 'n fees wees, nee, dit sal 'n fees wees. Ek het julle genoem, daai arme groot man daar by Pastor Eddie O'Neill, waar ek so 'n paar weke terug was, en welkom, wat die kasette opneem, as hy my sien, voor 'n diens, dan wil hy 'n titel hê, dan sê ek vir hom, ag, asseblief, ek kan nie nou vir jou titel gee waar ek gaan preek nie, want ek weet nie, by so veld tog weet ek definitief nie, ek het geen gedagte waar ek gaan praat nie. Ek sê, as ek nou vir jou 'n titel gee, dan bind dit my, dan moet ek nou daaroor praat. Hy sê, maar ag, asseblief, en hy is so 'n liefdevolle ou. Nou druk hy my en hy gee my liefde. Hy sê, ek wil nou die labels laat tik, en dan kan die mense nou na die diens die kasette kry. Sê ek vir my, ek kan nie vir jou nou sê waar ek gaan praat nie, want as ek eers daar staan, en ek kyk so oor die mense, dan sal Vader nou my gees sê waaroor ek moet praat. Nou, hy kon dit nie verstaan nie, jy weet, dit is vir hom nou vreemd. Hoekom? Omdat ek het al geleer, om nie uit die bron van self te trek nie,
maar om te leef deur die bron Jesus. Laat my dink aan Malawi, in die Congregational Church waar ek bedien, staan die leier en hulle het baie seremonies en rituele, kussing, kies, en dis 'n groot kerk, daar's 1000 mense by 'n diens, hulle 2 dienste per Sondagmôre, en hy sê vir my, your scripture reading, please, I must announce it. Ek sê vir hom, I don't know what I'm going to preach on this morning, maar die ou swarte word omtrent wit. Hy sê vir my, sir, you should remember there's 1,000 people out there waiting for you. Ek sê, don't you mind the Lord to tell me what to say. Hy sê, but I must announce it. Ek sê, well, I can't tell you. Hy sê, but I must announce it. En ek het so gelag. Ek sê vir hom, maar goed, Matthew 9, the first 6 verses. Julle gaan nou vir my lag. Op daai oomblik het ek nie eens geweet wat in Matthew 9, die first 6 verses staan nie. Nou weet ek, maar op daai stadium het ek nie idee gehad nie. En dit is van die vriende wat hulle maar deur die dak gelaat het, dat Jesus hom kon gesond maak, en ek preek daai môre oor faith can be seen. Maar as 'n mens eers op hierdie plek kom, waar jy leef deur die bron Jesus, in jou persoonlike lewe, in jou verhouding met jou man, of met jou vrou, of met jou kinders, voorbeeld, die bron Jesus, voor my staan Sondag aand, Sondagmôre, pragtige seun, mooi seun, en Vader wys my, hy's 'n homoseksueel, en Vader wys my ook waar die probleem vir jare terug in sy lewe gekom het. En ek sê vir Dion, kom staan hier by my, ek wil vir hom bid. Nou het ek nie voor die mense die seun in die verleentheid gebring nie. Nou, wie dit vir my gewys? Die bron. En ek staan voor hom, en ek sê vir hom, sê agter my aan. En hy begin agter my aan belydenis maak uit die woord, en toe hy taat gemaak het, sê ek, Vader, nou stap ek in sy lewe in, tot die dag waar die probleem gekom het, en van hom besit geneem het, en ek verbreek die ou vas van die vyand, ek kanseleer dit, en ek beveel hom, kom uit, in Jesus naam, en die Here verlos hom net so. Here maak hom vry. Niemand behalwe hy weet, en ek weet nou. Kijk, hy weet nou wat daar in die geeswêreld gebeur, maar die mense weet nie. Wysheid wat 'n mens ook aan die dag moet lê, as jy met mense deel. Kyk, dis baie maklik om onwys te wees. Jy dink wat sou gebeur as ek voor die mense dit gesê het? As tot niet gemaak het, ja, as tot niet. Daarom, om deur die bron Jesus te leef, in jou totale lewe, ag, met my kinders, met my vrou, met besigheid. Ek bid gisteraan vir 'n sakeman, hulle sit op die oomblik met hulle besigheid, 700.000 rand uitstaande wat nou moet betaal word. En hy sê, dis goeie mense wat ook vanweë die ekonomie nou sit met 'n situasie. Hy sê, ek wil jou betaal, maar ek kan nie. Ek het altyd betaal, maar nou kan ek nie. Bid ek sê, Here, in hierdie man se besigheid, laat u werklik vir hom wys waar krediet toegestaan kan word, waar krediet nie toegestaan kan word nie. Dat u vir hom deur die Gees lei om te weet presies wanneer, wat, waar en hoe. Mense, ons kan op 'n plek kom waar ons absoluut leef deur die lewende fontein van lewende water, Jesus. 'n vriend van my, ook raadslid van my, een van my vorige gemeentes, 'n gegradueerde, baie slim en vermoënde man, 'n groot kop by Natref, word deur Natref gestuur Frankryk toe vir 'n navorsingsprojek, en hy kom terug en hy sit met, en hy skryf vreeslik klein. Hy het vir my baie keer goedjies geskryf, verskriklik klein. Hy sit met oor die 120 bladsye wat hy geskryf het in sy navorsing in Frankryk. En hy bid, hy sê, Here, u weet nou wat my hoofde uit dit uit moet kry. Ek is nou ook nog onseker. Ek weet nie. My verstand sê vir my baie dinge, en is ek 'n slim man. Dis hoekom ek dit noem, hy sê, hy is 'n baie slim man. Hy sê, Here, u moet my help. Hy kondenseer daardie verslag na 7 getikte velle. Toe hy sy baas by hom kom, en sy baas sê vir hom, Klem, is jou verslag reg vir die vergadering môre? Hy sê vir hom, ja. Hy sê, laat ek hom bietjie sien, en hy sê, het ons jou Frankryk toe gestuur vir hierdie paar bladsye? Hy sê, meneer, as vir julle wil weet, is daarin. Hy het spesiale komplimente en 'n toekenning gekry vir daai verslag. Het hom gehelp.
hy is 'n baie sterk leraar van die gedagte gewees, dat ons moet altyd onder sy bewind dinge doen. Nou, dit beteken 'n totaal nuwe lewenswyse. 'n Mens begin al hoe meer. Nou, ons het 'n probleem, dat wanneer ons deur die bron Jesus lewe, mag ons baie keer wonder, is dit my intuïsie? Is dit my gevoel? Dink ek net so? Daar was ook so baie keer dinge gesê onder die ding wat verkeerd was. Die Here het vir my gesê, en dan doen 'n ouwe stupid ding, en agterna het die Here dit nooit gesê nie. Maar nou kan ons nie ophou om waarheid te beklemtoon oor misbruike nie. Dis mos nou logies. Kyk, ek kan nie ophou R20 note gebruik, omdat daar vals R20 note is nie. Dis mos nou 'n middel wat ek moet gebruik. Ek kan nie ophou motor bestuur, omdat daar soveel ongelukke gebeur met motors nie. Hoe gaan ons op die plekke kom waar ons moet kom, as ons nie 'n motor het nie? Elektrische apparate in huis. Ek kan nie ophou ketels en goed gebruik, omdat daar al mense doodgeskok is daarmee nie. En ons kan ook nie God die skuld gee, dat hy sy mind nie kan opmaak, omdat 'n ou gesê het, die Here het vir hom so gesê, en agterna wys dit die Here het nie so gesê nie. Want 1 Korinte 13 sê vir my, ek ken ten dele. Met ander woorde, ek kan dit mis, Stella kan dit mis, dan die Martie kan dit mis, Alida kan dit mis, Benny kan dit mis, ons kan dit mis, maar dit beteken nie as ons nou die ding mis, dat God ons verwerp, ons is nou dom, ons is stout. Partykeer is 'n mens stout, partykeer is mens ongehoorsaam, partykeer is mens moedwillig, maar ek wil hê dat ons moet duidelik sien, dat ons kan deur die bron Jesus leef. Nou, positief, dat het gebeur die 6de uur, en dit het ek verlede keer baie ernstig beklemtoon, ek gaan dit nie nou doen nie, ek wil net vir jou sê, hoekom dit belangrik is. Ons is nou, ek het nou vir jou moes gesê, ons is nou in 'n nuwe fase van God se aktiwiteit in die aarde. En daar gaan nou absoluut 'n kerk opstaan, wat onder die direkte leiding van die Heilige Gees leef. Wat sê Romeine 8 vers 14? Die seuns van God word deur die Gees van God gelei. Omdat daar in ons 'n volwassendheid begin kom, gaan die persone wat dit mis, of wat moedswillig is en verkeerde dinge doen, en sê die Here sê, byvoorbeeld, daarom het onlangs op pastoor Pieter gesê, die Here sê sy moet haar man los, die Here sal nooit vir 'n vrou sê my man te los nie, sy kan sê net wat sy wil, dis onmoontlik, sy kan kom en sê ek het 'n probleem, nie een van ons kan nie sê ons kan die probleme kry nie, maar die Here gaan nooit sê, jy moet jou vrou los of jou man los nie, dit werk nie so nie. Nou, maar ons kan sê nie omdat daai dinge gebeur, bang wees vir die verhouding met die Here nie. Maar ons beweeg nou in 'n situasie in, waar daar 'n nuwe beweging van God oor die aarde is, en Vader gaan vir ons help. Ag, as ons wil eerlik wees, die ekonomiese krisis, die politieke krisis, vat net veiligheid in ons land, gaan so word, dat ons sal waarlik net op die Here moet vertrou. So wat jy vir jou dogter van ons gesê het, ons sal net op daai plek moet kom, waar ons eenvoudig gedwing word, om die Here te vertrou. Die Here te vertrou. Ek sê vir mensies gister, as ek nou dink, ons rit op Wittrigard toe met daai moeilike pad, met al daai verkeer, Vrydagmiddag, toe was dit nog nie so erg nie, maar toe ons Sondagnag terugkom, en daar was nie eers een keer amper 'n ongeluk gewees. So die Here ons bewaar en beskerm. En ons moet besef, ons leef in so 'n situasie nou. Ek dink ek het het genoem, maar ek wil het weer noem, van die Hongaarse evangelis, Oostenrykse evangelis, Don O'Don. Die daad toe communisme nog geweldig gesloten was. Dan kom hy in hy smokkel Bybels, ek het Don O'Don persoonlik goed geken. Hy smokkel Bybels, dan gaan hy in die communistische lande in. As hy in so'n dorpie kom, dan staan hy en sê, Here, waar is die bijeenkomst vandaan? Want daar kan nie geadverteer word nie, daar kan nie beplan word nie. Dan sê die Here vir hom, plek. Dan gaan hy soen toe. As hy daar kom, is daar 'n klomp mense. Dan vra hy, hoe het jy hier gekom? Nee, die vrou het skottelgoed gewas, of kos gemaak, en die Heilige Gees daar gesê, as vanaand 'n bijeenkomst op die plek. Die man was op die land gewees. Daai ou was daarmee besig. Die ou was daarmee besig. En die Heilige Gees bring hulle na die plek van bijeenkomst. Sonder 'n enkele advertensie. Nou, dis die ideaal waarheen ons moet strewe, om daarby te kom, is 'n ander storie. Dit is waar jy moet leer om in afhanklikheid van die Here te lewe. Nou, dis die 6 uur toe het gebeur het, ek noem het, want dit is belangrik. Maar ek wil graag so bietjie, die oggendstudente wat gewoonlik die eerste lesing verlaat, kan jy so 'n paar oomblikke nog bly, is dit moontlik? Dan gaan ons net so bietjie nog aan. Goed. Waarom vra die vrou
waarom vra Jesus vir die vrou water? Kyk, ons lees daar, Jesus vra vir haar water. Water is 'n tipe van lewe, het ek vir julle gesê. Met ander woorde, wat sê Jesus vir haar? Ek soek by jou lewe. As ons die skepingsverhaal verstaan, dan sal ons begryp. God het nie een van ons gemaak en herskep vir godsdienstige rituele en gebruike en baie van die dinge wat ons vandag bedryf onder godsdienst nie. Ons was gemaak voor die sondeval en herskep na die sondeval net vir een enkel ding. En dit is as 'n metgesel vir God. Hy het, toe hy geskep het sy liefdeshart om gedwing om te skep. En God begeer dis ons liefde bo enige iets anders. Ons liefde, dis wat hy begeer. Soos wat 'n man sal begeer dat sy vrou hom lief het, of veral vandag, die vrou begeer dat die man haar lief het, so baie mans dink dat liefde te maak met bring die check huis toe in die water en lig is betaal. En dit is allerminst wat vir 'n vrou bewys van liefde gee. Ek het so laas week gelag, ek was mos nou baie besig en ek was, toe ek nou een dag hier by die huis was, is ek nog heel uit gewees. En ek kom die middag by die huis en nou is die kinders ook weer weg na 'n maand, het ons nou 'n paar kinders om ons gehad het, en Lena sit daar, sy sê, jy het my glad nie meer lief nie. Ek sê, hoekom? Sy sê, jy gooi my die hele dag hier by die huis weg, alleenig, en jy is ook geen kind hier by die huis nie. Sy sê, en ek het ook nie eens 'n langbroek, ek kry koud, ek het nie eens 'n langbroek nie. Ek sê, klim in die kar, kom ons vir jou langbroek. Sy sê, o, nou wil jy my liefde koop, nee. Ek spot haar toe nou. En het ons agterna 'n groot spotter die storie aangegaan van nou die langbroek wat ons nou wil gaan koop, as ek kry toe nie een. En ek sê vir haar, ek jou nou het ek jou bewys ek jou lief, nee. Sy sê, jy het altyd gesê dat as jy net deur kos kook sien dat ek het jou lief, dan kan jy maar 'n swart vrou ook gevat het wat net vir jou in die kombuis werk. God het, wie die boek The Divine Romance gelees? Is pragtig. God het ons geskep, dis vir liefde. En toe Jesus hier vir hierdie vrou, wat 'n tipe van die kerk is, onthou die vrou is 'n tipe van die kerk, toe Jesus hier vir hierdie vrou vra, gee my water, weet julle wat is hy op soek na? Hy soek na sy afronding, sy hulp, sy voltooiing, sy metgesel, sy manin, die een wat uit hom uitkom, die een wat hom afrond, sy bruid. Dis waarna hy op soek is. En vandag, mensies, ek vind het oral waar ek bedien, hierdie soeke van Jesus by die kerk. Is dit histories, gereformeerd, Pinkster tradisioneel, baptisties, methodisties, kerk van die Nasorener, evangelies verenigde, wat is dat, evangelies gereformeerde kerk, maak nie saak wat nie, oral vind ons nou, Jesus soek mense wat hom net wil liefhê. Hy vra hulle, lewe, gee my lewe. En dan kom ons af op die prentjie wat ons hierop afkom, dat die vrou, die kerk, verstaan nie sy verskyning nie, want ons het so 'n verwronge idee van Jesus. Dit laat my dink aan die verhaaltjie wat ek hierdie naweek gebruik het in 'n boodskap, en dit gaan julle laat baie mooi verstaan wat ek van praat. Dit is, kom ek teken hom, ek kan hom ons nou teken, ek het ons nou 'n bord hier so. Dis die verhaal van 6 muise. Die boemuis, die kantmuis, die ondermuis, of die agtermuis, dis die agtermuis, die voormuis, en dan was hier een in die muur, dat ons nou sien wat ons nou daar, 5, nee. Boemuis, kantmuis, ondermuis, en sy aansigmuis. Nee, ek wil een van die kant hê, ek kan nie my nota sien, een van die kant, een van daai kant, een van, maar kom ons kyk nou, ek sal nou by hom kom. Nou, kom hier 'n koei ingestap in hierdie skuur, en nou kom ons noem die koei 'n moe. Kyk, 'n muis kan ons nie sê is 'n koei nie. Nou hoor die muis in elke in hulle eie gat, hoor hulle moe. Nou kyk hierdie boemuis af op die koei van bo af. Met ander woorde, wat, hy het een per gedagte, visie van 'n koei, hy kyk van
bo af. En die ander muis hoor die moe, en hy kyk van onder af. Hy kyk van onder af. En vir hom lyk 'n koei net 4 spene en 4 bene en 'n pens, waar die ander wat van bo af kyk het 'n rug gesien met 2 goed wat so opstaan en 2 ore. Die ouetjie wat van die agterkant af kyk, hy het weer 'n hele ander persepsie van 'n koei, net, jy weet, net, ek dink julle kry die storie, né? En daai een het weer 'n hele ander beeld van 'n koei, want hy kyk van vooraf, hy sien oë, ore en horings. En die een muis wat van die kant af kyk, hy het 'n persepsie dat so lyk 'n koei. Right. Nou op 'n dag hoor hulle miau. En nie moe nie, miau. En hulle klomp vlug hierso in 'n vertrek in, sê maar dis die stoorkamer, en daar is nou meel en sulke goedjies. En wat gebeur? Hulle begin met mekaar praat. En die ene sê vir daai ene, het jy al daai moe gesien? Die ou sê, ja, ek het 'n moe gesien. Hy sê, vertel my hoe lyk 'n moe. En die ou vertel hoe lyk 'n moe. Hy sê, ag nee, jy praat nonsens, 'n moe lyk nie so nie, man. Hoekom nie? Hy het die moe van bo af gesien. Julle kry die storie, dit is presies so dit gaan in die kerk, né? En die ou sê, maar julle is albei mal, man, 'n moe lyk so. En die ou sê, nee, julle is almal dom, 'n moe lyk so. En toe hoor hulle weer, miauw! En die sit hulle allemaal langs mekaar en op die vensterbank kom 'n kat. En die kat loop voor die vensterbank verby. En die sy muis, wat die moe so gesien het, sê, sien julle ek julle gesê? Dis so, kyk, moe lyk so en 'n miauw lyk ook so. En die ander dog, ja nee, ons was nou verkeerd gewees, jy weet. En skielik draai die kat om en kyk in die venster in. En die ou sê, nee, ek was altyd reg gewees. Jy sien, dis soos 'n moe lyk so, en kyk, 'n miauw lyk ook so. So kan jy aangaan tot die hele prentjie verby is, en dan het hulle skielik 'n hele persepsie van 'n moe of 'n miauw. En die kerk vandag is so waar, mensies, luister baie mooi. Ons het vooropgestelde idees van Jesus, en dit kom uit ons agtergrond, ons godsdienstige agtergrond, uit ons huis uit, en nou kan ons baie moeilik 'n verskyning van hom wat nie klop met ons teorie verstaan nie. Verstaan julle? Dis hoekom toe Jesus vir hierdie vroukie water vra, wat is haar onmiddellike reaksie? Hoekom vra jy wat 'n Jood is vir ons water? Ons aanbid mos nie op dieselfde manier nie. Met ander woorde, sy verstaan nie sy verskyning aan hom nie. En wat wil ek vir julle sê? Dit wat Jesus in hierdie dae gaan doen in ons lewens, gaan die meeste van kere glad nie ons teologiese begrippe of leerstellings pas nie. Gaan glad dit nie pas nie. Sy verskyning gaan so anders wees. Daarom het ek julle geleer in ons kursus oor die bruid so ver. Moenie die metode van sy koms aangryp soos die meeste mense gemaak het nie. Ontwikkel net 'n passie vir sy koms. As jy nou 'n geliefde verwag wat vir jou moet kom kuier, of hy met 'n bicycle, of met 'n perd, of met 'n Mercedes, of met sy voete daar aankom, as hy net kom. Verstaan julle? As daar nou werklike liefde is. En dis waar ons 'n probleem het. Ons het 'n vooropgestelde idee. Daarom begin net verwag dat hy in jou lewe gaan werk. Dat hy aanwesig gaan wees, dat hy vir jou gaan begin op 'n mooi manier, op 'n wonderlike manier dinge doen. Maar moenie vir hom probeer voorskryf nie. Hy is soewerein. Hy gaan in jou lewe verskyn en werk op sy eie wonderlike manier. Nou, dit is, sy verskyning word moeilik aanvaar. En toe sê Jesus vir haar, dat as jy weet wie met jou praat, sal jy hom vra en hy sal jou lewende water gee. Nou, 'n lewende water, die verkryging daarvan, kom eenvoudig deur 'n wonderlike ervaring van die Heilige Gees. Want Johannes 7, en ek wil dat ons dit lees, Johannes 7 sê die volgende vir my. Kom ons kyk daar Johannes 7. Johannes 7.
Hy sê vers 37, en ek gaan so bietjie profeties net oor praat, dan verstaan julle dit baie mooi, en op die laaste dag, Johannes 7 vers 37, Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die fees. Let op, waar gebeur dit? Hier is dit die fees van tabernakels of die hittefees wat beskryf word. En weet julle wat gebeur spesifiek hier? Die priesters het houers en dan gaan haal hulle in die poel van Siloam water wat hulle uitskep met hierdie kruike. Dan bring hulle dit na die tempel toe. Dan gooi hulle dit op die altaar. Dan loop die water van die altaar af terwyl hulle die bevrydingspsalm sing wat te maak het met hulle bevryding en verlossing. Onthou, hulle staan hier onder die juk van die Romeine en hulle word wreedaardig in hulle godsdienst onderdruk in 'n sekere sin van die woord. En hulle smag na verlossing. Nou sing hulle die verlossingsliedere, ek sal vir julle later as julle wil hê die psalms gee, wat hulle sing. En wat gebeur? Terwyl hulle die water so uitgooi, loop die water van die altaar af. Nou dis 'n paar dae wat dit al aan die gang is. Dan loop die water af in die strate van Jerusalem, soos wat dit by ons 'n lekker reënbui sal maak, en die water gaan so af tot by die spruitjie Kedron, en dan loop die water in die spruitjie af. Dis wat nou die agtergrond is. Nou, wat het ek julle geleer in die 3 dimensies van Christendom? Ons het die Paasfees waar ons Jesus as redder geleer ken het. Ons het die Pinksterfees waar ons Jesus as doper leer ken het. By watter fees het die kerk nou gekom? Hittefees. Kan ons sien dat dis profeties hierdie ding, dat ons het nou, verstaan jy nou, ons het by 'n nuwe dimensie gekom in die geestelike ervaring. Dis by die hittefees, die fees van tabernakels, wat Jesus hierdie woorde sê. Nou, kom ons lees verder. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Nou kan ons amper sê, maar ek het dan by die Paasfees gedrink. Ek het dan by die Pinksterfees gedrink. En elkeen van ons wat hier sit, het immers die Paasfees ondervinding. Dan mag 'n paar wees wat miskien nog nie die Pinksterfees ondervinding het in die sin van spreuke en tale nie, maar dit sê nie dat jy nie die Heilige Gees het, dit het ek vir julle geleer. Jy het net nie daardie kragaandoening gehad wat noodsaaklik is baie keer vir bediening en vir baie ander dinge nie, maar dat elkeen wat weergebore is, die Heilige Gees het, kan niemand strei nie. Maar nou het ons nou 'n verdere dimensie. Wie onthou die hand van God? Klop. Buite kan die kerk. Maak net daai deur toe, Kobus, daai lawaai pla my asseblief. En die jong mense daar buite bly, hoor. Dankie. Die derde dimensie, of dan die derde klop aan die hartsdeur van die mens. Die eerste klop is die klop van redder. Die tweede klop is die klop van die doper met die Heilige Gees. Die derde klop is die klop van die koning. Hy wil jou heerser wees. Hy wil jou lewe bestuur. Hy wil jou baas wees. Nou sê hy wat in my glo, soos die skrif sê, in ander woorde, hier vind ons nou, daar is 'n voorwaarde vir die strome. Hy wat in my glo, soos die skrif sê. Met ander woorde, nou begin ons ontdek dat in die skrif is daar van Jesus dinge wat ons nog nooit gesien het nie. Vat voor jy Benny om as redder leer ken het. Jy het nie geweet van die vermoë wat hy het om te red nie. Maar is altyd in die skrif. En toe die Here dit vir jou oopmaak en jy glo, hey, ja, dis waar. En jy aanvaar hom, wat gebeur? Binnekant kom 'n verandering. Jy word 'n nuwe skepping. Vat nou van die ander pragtige waarhede, die bloedverbond. Dis al die tyd hierso, maar jy het dit nie geweet nie. Vat engelogie, dis al die tyd hier, maar jy het dit nie geweet van engele wat ons kan stuur nie. Soos die skrif sê. Kan jy sien, hoekom moet ons die skrif oopbreek? Wat gebeur vanmôre? Terwyl ek die skrif oopbreek, verkry julle 'n nuwe insig in die Here. En wat gaan gebeur? 'n Stroom van lewende water begin uit jou uitkom. Kan jy sien? Met ander woorde, hoe gaan jy drink van die lewende water? Jy maak jouself oop vir die woord wat die Here nou deur sy gees spreek. En soos jy jouself oopmaak, begin daar in jou 'n borreling kom, 'n bruising kom, en jy begin wandel in die krag van die woord wat God nou spreek. Dit kom dus deur luister na die woord, dit kom deur gebed, dit kom deur gemeenskap, dit kom deur fellowship, dat in jou die water van die lewe opborrel en opbruis. Maar veral omdat dit nou die tyd is daarvoor,
Ons is nou aan die einde van die 6de dag, die wat laas keer sy boodskap onthou, en ons is ook by die hittefees, waar Jesus wil die beeld, wat op die tabernakel, tenminste wat by die altaar gebeur, die water wat uitgegiet word, en wat in die strate afloop, dis 'n beeld van iets, en wat wil God vandag doen? Hy wil die kerk so met sy heilige water vul, dat uit hulle uitkom strome van lewende water, en waar hierdie stroompies in die dorpe en stede loop, voed dit ander mense, en drink ander mense, en kry hulle krag, wanneer hulle net met jou in aanraking kom. Jy hoef nie veel te preek nie, net jou teenwoordigheid, gee vir hulle krag, of verleen vir hulle krag, of iets gebeur. Nou, ons wil afrond met die gedagte, dan is ons klaar. Hy soek dus Eva, sy manin, sy herken nie die verskyning van Jesus nie. Hoekom nie? Ek het vir julle gesê, dit pas nie by haar skrifvertolking, of haar metode nie. Nou, vir die vrou, die kerk, om werklik in hierdie dae te verenig met haar hemelse bruidegom, moet 2 dinge gebeur, 2 baie belangrike dinge. Die mislukking van 5 huwelike, en moenie 'n fout maak nie, in die natuurlike sin, 'n mislukte huwelik laat lelike wonde op 'n mens, waarvan 'n mens moet herstel word. En hierdie gaan ek nou glad nie eens natuurlik aanspreek nie, ek gaan dit geestelik vat. Maar enige ding wat jou laat misluk, laat merke op jou, dit laat letsels op jou. En daar's 5 mislukte huwelike agter haar. En Jesus wil vandag die kerk herstel van die mislukking wat sy beleef het met 5 mans. Ons sal nou kyk waarvan is dit 'n tipe. En nommer 2, hy wil die skande van die saamwoon met die 6de een ook wegneem. Nou waarvan is 'n manne-tipe in die Bybel? En in die algemeen, ek noem het hier in ons lesing, en ek sal, soos ek sê, as Lena vir ons die tik, dan kan jy dit kry. 'n man, en nou vandag, ons praat nou nie van vandagse dae nie. Vandag het ons 'n bietjie 'n probleem met die beeldspraak van die Bybel, wanneer dit kom by die huwelik of die man en die vrou. Ons het die probleem, beide negatief en positief. Positief, vandagse vrou word gedwing deur omstandighede om baie onafhanklik te leef en te bestaan. En ek het daarmee geen probleem nie. Vir my sou dit dwaas wees as 'n vrou se wonderlike vermoë en talente wat sy het nie gebruik word, of as sy dit nie sou gebruik om van haar lewe en van haar gesin se lewe 'n sukses te maak nie. Ons natuurlik die negatiewe, en dis feminisme, wat heel verkeerd is, totaal en al. Kijk, ons praat nie eens daaroor nie. Maar die daar van die Bybel was die vrou in 'n groot mate werklik afhanklik van die man. En sou sy met die man verenig, beteken dit sy koppel aan sy sterkte, sy koppel aan sy vermoë, sy koppel aan sy karakter, sy koppel aan sy naam. As ons dink aan Rut en Boas as voorbeeld. Rut kom as 'n Moabitiese meisie met niks. Inteendeel, hulle kom terug by Naomi se dorpie Bethlehem waar hulle gebly het, en hulle moet soos bedelaars lewe. Hulle moet graan optel om van te lewe. Kan julle die prentjie nou mooi sien, né? En wat gebeur? Toe daar 'n koppeling kom tussen Boas en Rut, wat gebeur? Boas, vermoënde man, 'n man met geweldige landgoedere en eiendomme, en 'n opsiener, 'n ouderling, 'n man met aansien, 'n man met wysheid en met kennis. Wat gebeur? Toe Rut met Boas koppel, toe koppel sy met al sy vermoëns, sy koppel met al sy talente, sy koppel met al sy krag, met sy wysheid, met sy sterkte. Met ander woorde, eens onbekende Moabitiese meisie is die volgende dag mevrou Boas, en almal in die dorp besef, hier is 'n baie vername dame. Kan julle nou sien hoekom? Dis die tipe van 'n man in die Bybel. En toe Jesus vir hierdie vroukie sê, jy het 5 mans gehad, sê hy dis die volgende. Jy het jou 5 keer laat koppel, of jy was gekoppel aan 5 dinge wat vir jou krag gegee het, wat vir jou sterkte gegee het, wat vir jou identiteit gegee het, wat vir jou 'n bestaansreg gegee het, wat vir jou 'n vermoë verleen het. Verstaan ons dit? En waarvan is die 5 tipe? Die 5 sintuie.
Die kerk het in die sielsdimensie nog alle jare gelewe. Deur die intellek of deur die emosies. Die gereformeerde, baptiste, methodiste, presbyteriaanse segment het die intellek, deel van die siege ontwikkel, en hulle het heeltemal intellektueel geleef, waar die charismate en die Pinkstermense het weer die emosionele ontwikkel, en maar dis nog steeds deel van die siege, die siel. Kan ons dit sien? Alida, verstaan jy? Dedel? Kan julle sien hoe het ons absoluut die merk gemis? Dis waarom daar nie vir of die Pinkstermense of die gereformeerdes werklike vervulling was nie. Want wat sê Jesus, hoe moet God aanbid word? In gees en waarheid. Gees en waarheid. Dis hoekom jy kort moes teruggaan na jou bron toe, Jakob, die put van Jakob, om weer te drink. Want jy het nou vanaand gedrink, wonderlike boodskap. Hoeveel keer julle nie die kerk het gestap en gesê, het die dominee nie 'n mooi preek gepreek nie? Dinsdag, hy vergeet dat hy gepreek het. Te drink. En dan moet hy weer Sondag preek, jy moet voortdurend teruggaan en drink by die put van Jakob. Put van Jakob. Pinkster dieselfde, emosioneel. Ek weet nie wie van julle is in Pinkster redelik geskoold nie, maar dit was dieselfde storie. Hulle het 'n vreeslike diens gehad Sondag, hulle het gelawaai en geremoer en gesing en gespring. En maandagmôre, dan's daar niks van dit oor nie. Tot weer die volgende Sondag. En dit is nou het ons, wie van julle was nie eerlik nie? Jy het dit probeer om die Here te dien, kom ons wees eerlik. Jy het probeer om 'n sukses te maak van jou godsdienst. Met ander woorde, jy het werklik genuine probeer. Dis hoekom ek sê, Jesus wil jou van die mislukking, daardie seerkry van die mislukking, wil hy jou herstel. Met ander woorde, hy kom nie en slaan jou die kop en sê, maar as ek name so gebruik soos nou, moenie vir een oomblik dink, ek gebruik hulle negatief nie. Ek dink julle hoor my hart, julle verstaan my hart, nee. Ek gebruik het suiwer om te wys hoe het ons goed bedoeld aangegaan. En nou, onthou die boodskap van Zacharia en Maria en Elisabeth. God se gees is nou besig om in al hierdie kerkkringe op 'n magtige manier te werk. Moenie 'n fout maak nie. En ek is opgewonde as ek hoor wat die Here by die kerk van die Nasareëner doen. Ek is opgewonde as ek hoor wat die Here by die Baptiste, by die AGS. As ek net dink aan die 2 konferensies van die Pinksterkerke nou, die AGS het die Here op organisatoriese wyse 'n wonderlike ding gedoen. 'n Wonderlike ding waar daar iets gebeur wat God se wil is, wat ek julle nie meer wil belas nie. Maar by die Follies weer het die Here as 'n heerlikheid gemanifesteer en daar was 'n wonderlike geesbelewenis. Met ander woorde, die Heilige Gees besoek al hierdie mense. Die vrou kom by die put en wie kry sy daar? Jesus. Moenie 'n fout maak, sy kry Jesus daar. En nou wil hy haar van die mislukking van die huwelik met die sintuie. Want dit is wat op neerkom, dit het misluk. Dus ons wil eerlik wees, dit het misluk. Hy wil ons verlos van daardie seerkry gevoel oor die mislukking van die huwelik met die sintuie. En dis wat die Here doen, nommer 1, en nommer 2 is die 6de man. Die 6de man is 'n tipe van humanisme, menseregte, dit waarin ons nou staan. Elkeen doen sy eie ding. En hy doen wat hy dink reg is. Met ander woorde, as jy dit wil doen, en dis nie noodwendig krimineel nie, want daar is daar nog 'n bietjie beperking op, as ek nou daai ding wil afruk van haar lyf af en sê, dis myne, dan is dit krimineel, maar ons weet vandag wat humanisme sê, jy kan net doen wat jy wil. Menseregte, hulle staan op hulle regte. Ek het die voorbeeld genoem van die vroukie wat opgeroep was vir die oorlog in die Midde-Ooste, in Amerika. Sy is enkelouer, laat haar 2 kindertjies by mense in sorg. Die ding loop skeef by die huis, terwyl sy teenoor Saddam Hussein veg. Nou as sy terugkom by die huis, word sy aangekla van kindermishandeling. Asof sy nou kan help, sy veg vir die staat, sy 2 kindertjies, hulle sou geen pleidooi oorweeg om te sê sy mag by die huis bly nie, maar nou word sy vervolg en sy gaan tronk toe, oor haar kinders mishandel, sy sit in verwaarloos, sy sit in Irak. Nou dit werk nie so, en dis humanisme. Nou, wat sê die 6de man vir my? Dat ek het probeer nou op my eie ankering.
ek het probeer, ek het maar gedink, ek doen wat reg is, jy weet, ek doen dit, of ek doen dat, of ek doen net wat ek wil as mens, maar ek het probeer om as mens te leef en te oorleef. En ons almal ken dit ook. Almal probeer. En nou sê die Here, ek wil die skande van die saamwoon met die 6de man ook wegneem, want jy het by die waterman gekom. Die 7de man. Sy naam is Jesus. Kan julle sien hoe ons vandag net hom bedien aan mense? Jesus, Jesus, Jesus. Hy is ons bruidegom, hy is ons koning, hy is ons redder, hy is ons doper met die Heilige Gees, hy is ons hemelse vriend, hy is die môrester. Ag, daar is soveel pragtige dinge wat ons van hom kan sê. En daarom is die totale fokus vandag op Jesus, ons Here. Het julle hom lief? Amen. Het ons vanoggend se woord verstaan? Yes, bless God. Vader, hierdie is u kosbare kinders, en Here Jesus, ons almal het die ervaring van die vrou by die put gehad. En die sin van die woord, dat agter ons lê die mislukking van ons godsdiens. Ons het probeer, na die beste van ons vermoë. Here, met goeie bedoelings, van ons tannie hier tot Kobus daarachter, het elkeen van ons dit werklik probeer. Ons het probeer, en baie dae het ons geslaag, en ander dae het dit misluk. Party dae het dit goed gegaan, ander dae het dit nie goed gegaan nie. En ek is so bly dat u hou dit nie teen ons nie. Inteendeel, die bloed van Jesus reinig voortdurend van verkeerde gedagtes en dinge. En ons is so bly dat ons voor u kan staan as vrygekoop. Maar nou is ons ook baie bly dat ons het in die dag ingekom, die dag van die Here, waar ons met die 7de man ontmoet. Nie om nou net leer ken as redder nie. Ons dankie, ons ken nie as redder. Ons ken nie as paaslam. Here, ons ken nie ook as doper met die Heilige Gees. Baie dankie daarvoor. En Here, waar daar nou 'n verdere dimensie oopvou, wil ons dankie sê, ons gaan u in u volle majesteit as koning in die dae wat nou kom leer ken. Die volle implikasies daarvan. Ons sing so baie majesty, worship his majesty, en al die ander pragtige liedjies wat te maak het met heerskappy, met regering, en met hierdie mooi dinge van u in hierdie dae, waar die koninkryk van God elke ander koninkryk ondergeskik stel. Maar Here, dankie dat u dit in ons lewens uitwerk. En Here, elkeen van ons het net een begeerte in hierdie dae, en dit is koninkryk kom in ons lewens. Ons wil onder u kosbare bewind staan, Here, onder u heerskappy staan, en u bewind is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So ons nooi die 7de man in ons lewens in. Ons nooi hom in en sê, 7de man, Jesus Christus, stap in ons lewens in, en beheer ons, en bestuur ons, en word ons bron van lewe, word ons bron van vreugde, word ons bron van blydskap, word ons bron van krag, word ons bron van sterkte, word ons bron van geregtigheid. Ons hoef nie meer iets self te produseer nie, ons leef uit die bron Jesus. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen.